vandag het ons 'n vol ateljee hierso, Nini. Ons dit is die hele Joubert gesin van 5, Mama Janelle, Papa Dia, die tweeling boeties Dayden en Deandre en hulle sussie Dianel. Hallo julle. Hallo Nina, hallo Toepie. Welkom hier by ons. Dit is so lekker om julle te sien in lewende lywe. Dankie vir die geleentheid. So Janelle, vertel gou vir ons luisteraars van julle gesin. Ons is 'n doodnormale gesin, gesinnetjie van 5 en ook doodnormale lewe, lekker skool toe, opstaan in die oggend, werk toe en ek het asemhaal. Besige lewe. 'n Besige Ek lewe. kan dink tussen 3 kinders. Ons Ja. lewe het nog al heeltemal draai gevat. Ek weet COVID is baie lank terug. Seentjies is in 2020 gebore. Maar ek moet sê voorbereiding, die Here het ons geseën en voorbereiding was baie moeilik geweest, baie moeilike swangerskap gehad. En van daar af, Ons gaan nou 'n bietjie dieper in daai storie. Ek wil nou eers gou 'n bietjie hierso met die kinders gesels. So Dianelli, jy en jou boeties is in Wonderboom Laerskool, Ja. nê? Nee? Jy's natuurlik die ou sussie. So hoe Ja. oud is jy? 8. 8 jaar oud. Ja. Okay, en ek sien die boeties wil ook praat. So julle is nou 'n tweeling. Wat is jou naam, my liefie? Dayden. Is jy Dayden? En wat's jou naam? Pappa gee vir hom die mikrofoon daar. Deandre. Deandre, en hoe oud is julle, Deandre? 5. 5 jaar oud. En is julle best friends? Julle twee. Ja. Ja. Ja, wie is die stoutste? Die boeties of die okay. Hy die ander sê sommer self hy. Ja, hy het sommer self besluit, weet jy wat? Ek gaan dit vat op myself. Ek is die stoutste enetjie daarso. En Dianel, het jy al jou dae met hierdie twee boeties of kom julle goed oor die weg? Hæ? Is hulle soet? Is hulle mooi met jou darm? Ja. 'n bietjie. 'n Bietjie. Die boetie sê ja en die sussie sê 'n bietjie. Maar die ander een het ook geklaim hy is die stoutste tussen die drie. So, Ja. nou weet 'n mens nie wie om te glo hierso in hierdie situasie nie, jy weet. So Dianel, wat doen jy by die skool? Wat is vir jou die lekkerste om te doen by die skool? Toetse. Wat? Sjoe. Hou jy van toets skryf? Ja. Is jy 'n slim kop? Ek hou baie van toetse, dit is my gunsteling. Ag my liefie, ons het nog nooit 'n dogtertjie gehoor wat sê sy nie meer so van toetse nie. Ja, dis die laaste ding wat ek ooit wou gedoen het. En Dayden, die ander julle, is dit vir julle lekker in die groot skool? Julle is Ja. nou graad R, né? Ja. Ja. Is dit So- lekker daar? Ja. Okay, en wat is julle twee die hele tyd bymekaar? Het julle nog chommies saam met wie julle rondhardloop? Ja. Okay, wat doen julle alles by die skool? Ons speel, ons doen werk en ons speel rugby en cricket. Rugby en cricket. Okay, lekker. Okay. Ja, dis lekker. Okay. So, Janelle, jy het vinnig nou verwys dat die tweeling is in COVID gebore en jy sê jy het 'n moeilike swangerskap gehad. ja, dit was soos ek sê, dit was onverwags, baie geseënd, maar onverwags. En ons het gedurende COVID uitgevind en die swangerskap was ook in COVID tyd gewees. Dit was vir my 'n baie moeilike swangerskap. Ek was elke maand was ek opgeneem, 2 weke in die hospitaal en dis nie 'n gewone saal nie. Jy lê alleen in een saal, mag naby niemand kom nie. So daar was baie tye wat mense alleen moes deurmaak het. En nou het jy nog 'n klein sussie ook by die huis. Ek dink dit was Sy was 3 jaar oud, né? 3 jaar oud, ja. Ja, shame. En ek moet sê ons is nou nog bietjie onskeibaar, so dis 'n baie moeilike situasie gewees as ek dan vir 7 dae Ja. opgeneem was, dan is ek 4 dae by die huis weer opgeneem, 2 weke by die huis weer opgeneem. Maar dis toe nou nie die ergste nie, want die boeties is toe gebore, altyd goed gegaan, maar toe is jy verskriklik siek nou na die swangerskap ook. Ja, ek het 'n baie moeilike tyd gehad na die swangerskap. Ek het hulle was in ICU vir 4 weke. Ek het op die 4de dag nadat ek ontslaan is, het ek ingestap. Die susters het na my gekyk en vir my gesê, is jy okay? En ek het net aan mekaar gesak. Hulle het my weer opgeneem. Bloeddruk was sky high. Ja, dit was vir my 'n baie moeilike tyd. Ek was weer 2 weke in hospitaal waar ek hulle een keer elke tweede dag kon sien. Maar ons het daardeur getrek. Dit was 'n baie groot Goliat wat voor ons gestaan het, maar saam met die Here en
alkeen se gebede en bystand het ons deurgetrek en ons is vandag hierso. Nou, asof dit nie genoeg was nie, Pa Dia, jy het in hierdie moeilike tyd toe jy nou nog ook jou werk verloor, ons weet wat se ekonomiese omstandighede ons almal mee gesit het op daai stadium. En toe het jy nou vir baie lank werk gesoek. Vertel ons 'n bietjie net van daai tyd. Jy weet, wat se tipe frustrasie sit dit op 'n pa wat nou 2 pragtige nuwe seentjies het, 'n dogtertjie by die huis en 'n ma wat oulik is. Om eerlik te wees, ek kan as ek nou terugdink, kan nou maar net die Here se hand sien. Dit was moeilik. Ek sal vir julle vertel. Kyk, 'n mens moet maar ander mense in die oë kyk. Jy het 2 siek kinders of kinders in die hospitaal. Enetjie by die huis wat jy nou moet omsien. Die vrou is in en uit die hospitaal uit. Gelukkig het ons redelike bystand van familie gehad, mense wat gehelp het waar hulle kon en ja, nou is dit nog rekeninge wat ophoop, 'n mens moet daarna omsien. Weet So jy speel nou eintlik catch-up. Dis jy's die hele tyd, jy's in survival mode al vir 5 jaar as ek dit so kan stel. So maar ja, weet 'n mens probeer, 'n mens bid, 'n mens glo in die hoop en ja, soos ek kan sê, dit is maar, as ek nou dat julle die storie so van vooraf vertel hierso, terugdink, ja, ek voel amper so half ongemaklik. Ek weet nie ook hoe ek daardeur is nie. So mense sien nou maar net hoe God se hand oor ons as gesin was deur daai tyd, ja. So finansiëel, soos wat jy sê, speel julle nou catch-up, ou rekeninge wat vereffen moet word. Soveel so dat julle fokus nou op Duiden. So Janelle, vertel vir ons wat gaan aan met Duiden? Daddy het al van kleins af 'n probleempie met sy neus gehad, maar sy het nooit eintlik ernstig opgevat nie. So 4 maande terug het sy neusie net aan mekaar gebloei of hy het gaan slaap en dan hardloop hy na my toe sonder enigiets gestamp of so en sy neusie bloei en hy wil nie eet nie. Ek het hom toe, ons het toe die geldjie uitgehaal en ons is na Dr. Isabel toe. Sy mangels is permanent geswel, seertjies op. Seertjies is al op daai stadium waar dit jy weet dit bloei die hele tyd. Dit beïnvloed sy gehoor, sy ore, sy neus. Hy gaan slaap elke aand met 'n hoofpyn. Dit is so op 'n manier dat as hy slaap, dat ek maar my wekker stel en elke uur gaan kyk of hy okay is of party onder deurnag by hom lê. En dit is goed wat mense deel nie. Ja. Maar so dit is, sy mangels is 'n groot probleem obviously en wat is nou, ek neem aan die mangels moet net uitgehaal word. Die mangels moet uitgehaal word, die oortjies, die vog, ja, grommets en dan die vog en dan die een neusgaatjie die linkerkant se een aartjie moet gebrand word. So dit is nie so groot ding nie, maar dit maak so groot invloed. Dit klink soos mens kan dit nie glo nie, want mense neem dit as so vanselfsprekend op. Ja. Weet jy, Janelle en ek hoor by Tannie Sunay, jy en die Andre bid so mooi vir Duiden. Ja, Bid julle, waarvoor bid julle? ons hoop sy mangels gaan uitgaan En dat hy gesond kan wees. ja, Okay, my liefie, jy's die beste groot Sy sussie. is die oulikste groot sussie, jy weet, wat so leiding neem daar sonder die klein span, dis te cute. Soos wat ons voor die breek gehoor het, gelukkig Dia, jy het nou werk, nê? Ja, maar nou, soos wat jy ook sê, julle speel catch-up om al die rekeninge te betaal, so ek neem aan finansies is tight en al die nodige goed moet betaal word, skoolfonds ensovoorts en ons het vandag in die nuus gepraat oor hoe mense sukkel, net as gevolg sommer van die petrol en die elektrisiteitskoste wat so opgegaan het. En Janelle, jy het nou vertel van Duiden se mangels wat crazy probleme veroorsaak. Mens kan nie dink die kopseer, hy kan nie lekker asemhaal as hy slaap nie. Sy neusie wat toe is en bloei. Dit is regtig erg. Wat hy kan ook nie hardloop nie, nê? Hy hardloop, maar dan weet ons, daai aand is dit 'n aand wat ek eintlik maar permanent wakker is, want die mangels trek so toe dat jy ek kan nie, dis 'n baie erge geluid om te maak, maar jy kan hoor hoe snag hy na die asem en dan sit jy maar 'n bietjie regop en jy draai hom en kyk of hy reg is. So dit klink nou so 'n klein ding, maar soos ek sê, dit is eintlik dit beïnvloed soveel. So hy hardloop, maar
dit is, ons weet na die hart. Dis nie die tipe ding wat 'n mens, jy wil nie jou kind hoor so sukkel om, jy weet, net basiese asemhaling te doen nie. En die ander ding is, so ons die storie gehoor het, toe dink ek by myself, weet jy, mangels, jy hoor hoe siek raak kinders van hulle mangels, en ons neem dit so van selfspreekend, dat jy weet, is iets, ons snou hom gaan uit, en dan is dit so, maar wanneer die mense regtig sit, en die finansies is dood eenvoudig net nie daar nie, en 'n mens moet 3 kinders deur die skool sit, jy moet die huis in die gang hou, dan is prioriteite maar prioriteite nie. Dit is so, dit is waarheid, ja. So, julle het wel al begin spaar en begin geld wegsit vir die operasie, so die spesialis is al betaal, die narkotiseer is al betaal, die dagkliniek se prosedure waar dit gedoen gaan word wel, kos R18,000 en Janelle, jy het R5,000 weggesit, so basies kort julle nog R13,000 hospitaalkoste, en is ek reg as ek sê, Dyden kan dan sy operasie kry? Ja, hy kan dan sodra ons daai kan R13,000 kan betaal, kan hy volgende week maandag ingaan. So vinnig al? So vinnig. En dan, ek het hulle gister gebel en hulle gesê, luister hierso, die Here is besig om te werk, en wat is die vinnigste wat julle ons kan help, as ons hierdie week iets kan uitsort, of as die Here se hand dit ons kan help? So, Janelle, die Here se hand werk. Doeps, wil jy sê hoe werk die Here se hand? Ons is baie dankbaar om te kan doen wat ons doen, en ons het ongelooflike luisteraars wat deel raak van ons omgee projekte en donasies maak en al daai tipe goeder. So ons het ons eie fondse waar ons kan help, en toe Sunetjie julle storie spesiaal gehoor het, en jy weet, ons het gedink dit is so klein ding, ons kan nie help nie. So daai hospitaalkoste van 13,000 wat uitstaande is, wat julle nog benodig, gaan ons vir julle dek. So, dis 'n anonieme skenker wat Dyden se storie gehoor het, en hy wil daai koste vereffen, en hierdie anonieme skenker skenk ook R2,000, want daar's altyd ekstra koste as jy kan dit gebruik vir skuld, of as daar ekstra medisyne is, of wat ook al wat Dyden moet kry. En dan ook van Groot FM se omgeefonds af wil ons R5,000 krediniersware geskenk bewys gee, om nog so 'n bietjie meer verligting te bring. En dan, ons het ongelooflike vriende soos Doeps gesê het van die stasie, en ons het hierdie weighted terapie teddies, ek weet nie of julle al daarvan gehoor het nie. So kinders, hierdie is baie spesiale teddies, né? En hulle voel, as jy hulle vashou, of hulle vir jou 'n drukkie gee. Oh, wow! So, ons het hierso 'n leeu en 'n tier en 'n olifant. Ons gaan dit net vir julle aangee hierso. Wie hou van buffels? Daar was nie 'n buffel nie, toe kry jy 'n olifant, die Andrei. Hy's net so groot en sterk soos 'n buffel, my liefie. Dankie. Hoe voel daai teddy? Voel dit lekker? Jy voel mos styf drukkie, nê? So as jou hartjie seer is, of jy is bietjie bang, of sommer jy net voel nie bietjie lekker moeg nie, of bietjie moeg, dan sit jy jou teddy op jou skoot en jy gee vir hom 'n vet drukkie. Hoe voel hy, Dyden? Ek dink ons gaan sukkel, Dyden. Ja, nee, dankie julle. Duime in die lug. Papa, hoe voel dit om te weet jou seentjie gaan gehelp word? Ek is verlig. Weet ek help met die cricket en die rugby afrigting by die skool. En om te weet hy kan dan ten volle homself gaan geniet. Ja. Dis 'n seëning van bo, en ons is baie dankbaar daarvoor. Wel, ons is so dankbaar dat julle hierso was vandag, en dankie dat julle storie met ons kom deel het, en dat julle die hele Jouberg gesin hier ingesleep het. Dit was so lekker om julle te ontmoet. Ons kan nie wag om daai positiewe terugvoer te kry net oor hoeveel beter dit gaan met daai klein lyfie van julle nie. En jy weet dan, jy het nie meer al daai stres in die aande nie. Jy kan ook nou die wekker so nou en dan bietjie aflos. Bietjie verligting, Janelle. Maar ons is so dankbaar. Dankie aan ons anonieme skenker natuurlik. Natuurlik, baie dankie. Ja, en dankie vir Sunetjie, en dan ook natuurlik hierdie terapie teddies wat ons altyd so in die hande kry. Dit is regtig, dit is een van die coolste goeders wat gebeur op die show. Ons het ook 'n paar hierso in die kantoor wat ons gaan uithaal as ons nie lekker voel nie. Dit help altyd, nee, daar's altyd 'n kind in. Maak nie saak hoe oud jy is, en daar's altyd 'n stukkie kind in jou. Maar ja, dit is jou geloof, julle geloof in die Here, en dit is absoluut net hy wat hierdie moontlik gemaak het vir ons.
So ja, mag hy al die eer kry daarvoor. Dankie julle. Dankie vir almal en almal wat geluister het. En ek wil ook net sê, maak nie saak hoe groot jou Goliat voor jou staan nie. Jy het altyd 'n Dawid hart. Amen.